Ek as iets so dan daar. Die baris? Ek is ook bly om hier te wees. Amen. Amen. As daar iets is wat die Here my help, is om vir ons te leer om geduld te hê. Amen. Ek sê nou vir Gail, op wat jy nou sê van, it's very easy to say they that wait upon the Lord. But no man who does not have the fruit of the Spirit can wait upon the Lord. Amen. Because waiting upon the Lord will require patience. Amen. That's right. En as jy die patience het, dan bekom jy jou siel die laaste pad. Amen. Die waiting period. Die waiting period is die examination wat ons in is, waar ons geskool word. Because die waiting period moet discoveries bring aan ons, en wat die Gees van die Here aan ons openbaar. Onthou, die waiting is om te mount up. So die waiting moet 'n kat bring van sekere goedes in my en u lewe. Is jy met my? Amen. En baie mense gaan afvallig raak in die waiting. So waar. Because ons, u weet man, u was ook al lang. Yes. Ek doen so my eie. Ja. Nou kom ek uit die waiting proses uit. Ja. Of ek het vir suster gesê wat werk gekry het by ons in die kerk, sy loop in my kerk. Ek is so bly vir die Here, my woorde wat ek sê kom waar. En ek sê vir haar, ek spreek 'n woord van die Here oor haar lewe en sy kry die werk, sy kry werk. En ek is so bly, ek sê vir my vrou, joh, by daai werk, hy is gister aan ver kom. Sy moet nou opleer, maar daar is possibilities binne in hy werk. En ek vertel haar van 'n vriendin wie ek ken, wat dieselfde werk gedoen het, wat nou, ek wil nou nie goed sê nie, maar hy nou weer in die voorkant is, maar sy het daar onder begin. En die suster gaan, wat doen? Ek het 'n woord oor jou lewe gespreek. Ek is 'n man van gesag met autoriteit. Dis hoekom ek het, weet jy, was ek nou vir die groep maandag aan, of iewers in die week het ek gesê, die challenge vir my is altyd, wanneer ek kwaad is, en ek kan kwaad raak, want die Bybel sê, ek moet raak kwaad, maar moet nie sondig nie, is dat ek moet versigtig wees wat ek nou sê. Amen. Want my woorde raak. En ek sê vir die suster, luister man, jy is nou op die regte plek, daai deur is jou deur. Toe ek na, van die suster, 'n ander job. En niks werk toe nou uit meer nie. En klaar toe nou, maar 'n mens kan nie so werk nie, en 'n mens kom nie by die kerkie, en 'n mens kan nie so nie. En nou moet ek weer vir myself sê, Clifton, Esau. Want toe Jesus kwaad word vir die boom, wat nie sy honger kan stil nie, hoe spreek hier woord. En toe die disciples, nie Jesus nie, toe die disciples die volgende dag, kyk, toe sien hulle wat hy gesê het. Because you can't invest in people that when you are hungry. Sure. Come on. Jy kan nie hier sit. Ek meen, ek het ons nou, die ander mense,
se verskoning wat hulle maak om hier te wees nie. Jy kan ook maar so verskoning gemaak het. Amen. So jy moet dat die moment vir jou count. En nie hier sit net om information te kry nie. Kom nou. Amen. En dan wanneer ek kom by die boom, wat soek ek by die boom nou? Vrug. En is in die moment, Fred, om jy nou versigtig moet wees, because jy het soveel geïnvest, het soveel, maar die boom lewer niks op. En daarom wil ek vir u 'n waarskuwing, because when you know things, die Here straf nie iemand, kyk net mooi, God het nog niemand gestraf nie. Toe die verlore seun sit by die varkbakke en hy kan dingetjies wat hy gedoen het in perspektief plaas, toe kon hy sy eie wrongdoing sien. Daar was nie 'n pastoor nie, daar was nie 'n dominee nie, daar was nie 'n predikant nie, daar was nie 'n eerwaarde nie, daar was nie 'n politieke leier, daar was nie iemand wat vir hom gesê het, luister man, so en so en so en so. Toe hy dinge in perspektief plaas, om te kan kyk, self te kyk jy, waar het ek verkeerd gegaan? Jy weet, die skrif sê, toe hy tot homself kom. Die het hom gestraf nie, hy sê, is my eie doings. Amen. So where you find yourself tonight, it's a you problem. Ja, so sal weet daar. Nou, die ironie van het alles is, dat u sit onder teaching, onder woord, onder apostolic word, prophetic word, krijg al die info, but are not successful. So where does the problem lie? Wat my antwoord nie? Dis nie wat ek wil weet. Ek wil 'n gordyn vir u oopmaak. Waar lê die probleem? Nou, die groter probleem is wanneer ek nou net tot die conclusion kom hier, luister, die way hoe ek na dinge kyk, die way hoe ek glo, die way hoe ek het verstaan, bring my nêrens nie. Because ek kan aan die resultate wys. Dan change ek mos my mind, maar ek wil dit sê in die konteks van die woord. Romeine sê, as jy sien nou wat dinge werk nou nie uit soos wat jy dit verstaan en glo nie, renew your mind. Renew your mind, because if you renew your mind, you will renew your understanding. And if you renew your understanding, you will renew the revelation. So nou, op die huidige oomblik, infiltreer mense die kerk met patterns, systems of believing. Wat seker maar reg is. But what can you show? What can you prove? What is the evidence of what you believe? Because, jy het my nou baie oorkering oor dit, jy kan nou maar, wat sê jy glo? Dit gaan nie oor glo nie, dit gaan oor wat jy glo. You know, the big concern now currently is that they're now going to regulate the church because of what you believe. En dis nie die man wie preek se skuld nie. Because as ek jou klip gee om te eet, hoekom eet jy die klip? And you know what is the biggest problem currently in the church, Francis, is that Sister Mary ons wil net met die Heilige Gees weer. Amen. En nie common sense gebruik nie. Ons het ons logical redenasie verloor om common sense toe te pas. En ons vertrou die Here om die bak vol water te maak. Maar die Here gaan nie daai bak vol water gooi nie, because it is something that is possible for me to do.
And we believe God for the possible things. Hy vra, is there anything too hard for the Lord? Ek het so ver gegaan om u te laat verstaan dat suddenly gebeur suddenly nie. It's a process. When everything is in line, then suddenly. But nou as daar mense wat nou glo, suddenly, en dan gaan hy hier uit, en jy kyk, hy weet heel week voor 'n suddenly. En niks het gebeur nie. Because you are not in line with the word. Het kom vanmiddag, ek was nou vandag baie groot mechanic, my vrou is mos 'n groot diktator man. Sy sê haar vir my, hy was miskien moet nog vandag loop. Ek dink, Here, ek weet eers waar draai mens nou nie, maar laat ek maar nou die Heilige Gees maar my nou hier. Luister, en ek het my ding hier onderste bo jou, en ek maak los, nou moet ek nou mooi kyk, wat maak ek los, en waar maak ek het los? En weet jy, terwyl ek nou, ek was misschien werk nou, familie, hy werk, nee, hy werk, my vrou is diep in die skuld. En terwyl ek nou daar bezig is, nou nie my familie, ek gaan nie nou moet as gesien weer bezig, ek nou nie boekie, 'n call-out is klaar, hy sê nou, so los maar my, ek dink nie, ek ken my jou voort, 'n call-out is klaar 1-5, dit vir kom kyk wat fout is. So los maar my. But wat ek daar meditate oor, is that God can, the miracle, the purpose for your life, the purpose concerning your life, kan net flourish, kan net in vervulling kom, as God se wil in dit is. Teken jou maar blou bid. As dit nie in God se wil is nie, en weet wat se probleem wat ons maak, ons bid nooit. Because as ek bid, Here, laat die wil geskied in my lewe, dan hoor God dat ek stel sy wil eerste. En dan leer hy my hoe om in hy wil van hom te beweeg. Want dis nie jou gebed nie, jy soek die kar, maar die Here kan jou in sy wil lei, dat jy by die kar inkom. Because nou wil ons die kar hê, sonder die wil van God. En die blessing vir jou lewe, lê in die wil van God. En God gaan ook nie sy wil laat geskied, as sy woord nie daar is nie. Ek wil eintlik sê, jy bid die hele tyd verkeerd, because God se wil moet daar wees, sy woord moet daar wees, en sy gees moet daar wees, poef, 'n deurbraak. God het nie ander metode so hy sê nie. Het moet in sy wil wees. En ek en jy, wanneer ons die troon van die Here approach ons nie vir sy wil nie, because ek is hier vir my ding. En soms kry ons uit dit, maar nou kry ons om sonder die goedkeuring en out of season. Was nog geen tyd nie. En hy blessing maak my val. Kan het weer sê, dan kom ek hier. God gaan nie sy wil laat geskied as sy woord nie daar is nie, because sy woord is subjected onder sy wil. Amen. Kerkloop, Suster Cynthia. Gaan jy nie die wil van die Here jou lewe geskied nie. Hy sê, vra na my wil. Soek na my wil. Bid. En weet jy wat? Die mense wat die 100 ure gebed in sit, as ek vandag gaan slaap en morgen opstaan en sê, Here, moet niks met my vandag gebeur, wat nie in die wil is nie. Laat die wil geskied. As dit 'n seëning is in sy wil. As dit 'n blessing is in sy wil. As dit 'n deur, because ek het die wil van die Here oor my gebid. En as die aanvalle en die teenaanvalle en die vloeke wil kom, dan gaan dit nie suksesvol wees nie, because dit was nie. Amen. En ons bid nie vir dit nie. Ons soek die man, en die kar, en die vrou, en die geld, en die huis.
Ons is materialistiek aangedrewe. We trust God for the things. Maar wat sê Mattheus 6:33? Seek ye first the kingdom and all the other. Nee, ons soek nie God nie. Ons soek die things. En kyk hier, things. Ek kan my niks wys van die things nie. Waar is die things? Kom aan. Where's the things? So ons besoek verkeerde goed. Hoekom maak ons dit so moeilik vir onsself as hy net sê, soek die koninkryk man en sy geregtigheid. Jy het gesien waar loop jy oral vir things. Jy het gesien waar maak jy draai net van wil things soek. Die mense wat nou die maak gee jou getuie oor die things wat jy gesoek het, waar things jou gebring het. Amen. So we serve the wrong God and believe and trust in the wrong God. En soos ek vandag gesê, dit is amper soos as jy nie die koninkryk van God en sy geregtigheid besoek nie en jy dien die Here, maar jy serve vir die koninkryk, is dit soos iemand wat by Oubay werk, maar wat by Fencourt wil gaan pay. Dan gaan staan jy by Fencourt en jy spreek die laws en die legislations en die woord van Oubay spreek jy oor Fencourt. En die woorde kan niks doen nie, because dit pas nie by Fencourt nie. Maar dis hoe jy die Here dien, because jy dien nie hom soos hy moet doen nie, jy doen nie wat sy woord sê nie, maar wanneer jy 'n probleem is, dan staan jy voor die Here en teks al die tekste vir hom. Jou woord sê dan, jy sê dan in jou woord, maar jy dien hom nie. So somewhere along the line, het ons iewers die Here verloor. Vra net vir iemand, waar? Het hulle praat te sleg. Familie, ek gaan nou tegen 2 bullets skiet. Net 2 bullets. Net 2 bullets is. Ek is vanaand in Mattheus 13. Mattheus 13. En dan gaan ek ook lees uit Lukas 2. Of is dit Lukas 3? It's Luke 4. Luke 4 verse 19. Het ons dit? Lees dit vir my. Vir die gedeelte dink ek wil Afrikaans gaan, because it's a bietjie complicated. Ek gaan nie vanaand regtig lekker teach. As 'n halfuur teach, maar ek gaan vir u teach. Mattheus 13. Ons vat 'n lang man. Mattheus 13 vanaf vers 1. Mattheus 13. Mattheus 13. Ek wil by vers 10 uitkom, maar vir u nie om die konteks van die storie te verstaan. Because ons almal ken nie die storie en lees jy hy Bybel nie. Anders het ek begin met vers 10. Mattheus 13. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigtes het by hom vergader. Luister mooi. Hoeveel het by hom vergader? Groot menigtes. Dit gaan belangrik raak in wat ek wil sê. Hoeveel het hom gevolg of by hom gesit? 'n groot menigte. Hoeveel is 'n groot menigte? Baie. Okay. En groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skip geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek. En hy het baie dinge deur wat? Gelykenisse. Deur wat?
Gelijkenisse. Okay. Ek moet dit repeat, dan dit maklik vir my wees om dit te verduidelik aan u. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê: 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom. Nou, is die 'n woord? Is die 'n prediking? Of wat is die? Wat Jesus nou in hulle deel? Gelijkenis. Kom aan, normalize it, maak het simplify it. Een story. It's a story. A story. Jesus vertel hulle 'n story. Goed? En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer. Die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Nou vertel hy hulle 'n storie, dis 'n klein vrou. Vertel hulle 'n storie en dan sluit die storie af. My verstaan nou die feit dat hy sê wie ore het, laat hulle hoor. My verstaan is nou dat hy kon die storie vertel en dan is daar mense wat hoor, maar tog nie of verstaan wat hulle gehoor het nie. Want wie 'n oor het, laat hulle hoor. Hy sluit die storie so af. So, wat hy indirek vir hulle probeer sê, dat alhoewel het ek gepraat, is hy van julle wat nie verstaan wat ek gesê het. En die feit dat julle nie verstaan het wat ek sê nie, het julle nie gehoor wat ek sê nie, al het julle gehoor. Okay, ons werk om dit, ons kom na kant, lees my vrou. En die disippels het gekom en vir hom gesê: waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? No! Jesus' disciples question hom nou en sê maar, kyk die Here man, something we don't understand. Nou, asof Jesus nie klaar vir hulle gesê het, you don't understand. So hier is nou 'n misunderstanding op twee verskillende dimensions. Because die disciples is sy mense. They were disciples who were in discipleship. So daar was meer wat hulle geweet het van hom as die crowd sou weer gepraat het. Ek wil sommer die distinction vir u wys. Daar was 'n crowd mense en daar was disciples. Sy disciples sê, ons verstaan nie hoekom u met die crowd mense praat in gelykenisse. Maar dan sê hy vir die crowd, alhoewel ek gepraat het, verstaan julle ook nie wat ek gesê het nie. So there was twee dimensies, twee levels van conversation. Oh, lees my vir wat ek maak klaar. En ons is toch aan? Okay. Toe antwoord hy en sê vir hulle: So, lees dit. omdat dit aan julle gegee is. Nou, omdat dit aan julle gegee is, om wat my vrou? Om die verborgenhede van die koninkryk van die Om hemele die te ken. mysteries van die koninkryk van Die hemele te ken. te ken. Maar aan hulle is Luister. dit nie gegee nie. Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenheid van die koninkryk van die hemele te ken. Sal wie praat hy dan? Die disippels. Disciples praat ek met
julle, soos ek nie met hulle praat nie. En praat ek met hulle, soos ek nie. Want dit is aan julle gegee. En as dit aan julle gegee is om die verborgde dinge van die koninkryk van die hemel te ken, praat ek nie op die vlak om stories te vertel. Aan julle nie. Ek wil eintlik praat oor die voordeel van 'n disipel. He did not talk to the crowd about the kingdom of God. He told the crowd the story. Maar nou, die konflik nou is, Here, jy vertel aan ons hy goed nie. So nou dink hulle dat hy reveal aan hulle iets wat hy nie aan hulle reveal nie. Hy sê nee. Wat ek vir hulle sê is nog niks. Okay, ek moet baklei. Ek gaan net op preek nie. Wat my vrou nou? Is vir julle gegee om die geheimenis en die verborgde dinge van die koninkryk van God te verstaan, van die hemel te verstaan. Te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word. Luister, challenge. Hy sê, as aan julle gegee. So, as het vir jou gegee is, wat moet jy doen om het te hê? Luister wat ek vraag. As dit aan julle gegee is gegee, wat moet jy doen om het te het? Ontvang. Mooi. Ontvang. Because ek kan nie in besit van iets is, as ek nie dit Ontvang. So wat hy sê vir sy disciples, as aan julle gegee, met ander woorde, julle het die koninkryk van die hemele ontvang. Die koninkryk van die hemele is al reeds by julle, saam met julle. Die koninkryk van die hemele is al klaar aan julle gegee. En ek hoop tog u weet nou wie is die koninkryk van God. Lees. Want hy wat het, aan hom sal gegee word. En nou sê hy vir hulle, as julle dit het, net as julle dit het, koring. Hoekom verstaan ons mense nie die koninkryk van God nie? Die koninkryk van God. Ja, ook woorde moet baie mooi wees. Hoekom het die koninkryk van God gekom? Kom aan, praat saam met my. Het die koninkryk van God gekom? Ja. Nee, ek ken nie sulke mense wat onseker is. Het die koninkryk van God gekom? Ja. Ja! Het jy op het ontvang? Ja. Ja! Ek hoop so. Want vir die wat hom nie ontvang het nie. Wat sê hy? Vir die wat het nie het nie. Wat sê hy nie? Want hy wat het, aan hom sal gegee word. Vir hom sal gegee word. En hy Question. Hoekom hy hier nie? Het hy gekom? Wil hy die fout? Hoekom hy fout wil? En dit was Jesus se prediking. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hy sê vir die disciples, vir julle is dit dat hulle sal nie verstaan nie, want hulle het nog nie die koninkryk van God ontvang nie. Maar vir julle gee die geheimenisse daarvan, want julle het dit al ontvang. En vir hulle wat sê skrif? Wat dit gee want hy wat het, aan hom sal gegee word. sal gegee word. En hy sal oorvloed hê. Hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, Ander woorde. ook wat hy het. Luister, nou sê hy vir hulle. Vir hulle het dit nie. Want hulle het nie. Hulle het dit nie. Die crowd het dit nie. Dis ook, jy gaan nie 100 mense hier kry nie, jy gaan nie 1000 mense hier kry nie. Vir Jesus om die boodskap van die koninkryk te preek,
en die mysteries van die koninkryk reveal van die disciples. En hy kan net die mysteries van die koninkryk sê met sy disciples. Nie met die crowd nie. Dan sê die teks, vir hulle wat nie het nie, want die crowd het dit nie. Even dit wat hulle het, wat het hy vir hulle gegee? 'n gelykenis. Wat beteken, hy gaan nog die gelykenis ook van hulle af wegvat. Want hulle het die koninkryk. En even die gelykenis wat hy nou met hulle gesê het, die storie wat hy vir hulle vertel het, hy gaan even die storie ook van hulle afvat. Want hulle het die koninkryk. Is jy met my? Ja, amen. Wat beteken, wat sê ek vir jou? Jy moet seker maak. Because al die information wat ek jou gee, gaan vir jou gevat word. Ja. Okay. Amen. Dis die storie wat hy vertel. Hy sê, sy gaan uit, en hy sê hy staan, en hy voels het gekom, en gevat. Ja. En daarom gaan jy sien, mense weier om te verander, because hulle het nog nie die koninkryk gevat nie. En al die information wat vir hulle gegee word ook van hulle gevat. Because hoekom weet jy nie wat om te doen wanneer jy in 'n krisis is nie? Hoekom weet jy nie wat om te doen, wat om te bid, wat om te skree wanneer jy in 'n struggle is nie? Because dit word van jou gevat. Amen. Sure, Apostel. Lees. Is amper daar. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, As jy met my. en terwyl hulle hoor, nie hoor Verstaan of nie. verstaan nie. Hoekom nie? Want die goed, even die storie wat ek hulle vertel, wat op hulle level is gebuis op die koninkryk van God. Amen. En hoe gaan hulle dit verstaan as hulle die koninkryk van God het? Wat beteken, al gee ek hulle ook die information, dit gaan gevat word van hulle. En ek gaan dit weer vir u stel. Hier stuur die Here, hy laat toe dat daar storms op jou lewe kom, omstandighede. En dan, wanneer jy klei trap, jy weet dit is gevat van jou, want jy weet dan nou nie wat om te doen met Woensdag aan sy information en Sondagoggend sy information, sy woord wat gerelease is nie. Wat beteken in die dag en hy nag het die voëls gekom. Met ander woorde, ek het gesien hoe werk die Here deur apostel. Ek het gesien hoe praat die Here, maar ek sien, maar ek sien ook nie. Ek het daar gesit, ek het gehoor, maar ek hoor. En ek hoor ook nie. Die voel. Okay, het staan in die tekst. Het staan in die tekst, lees my vrou. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien, en julle ore, omdat hulle hoor. Want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor, Luister. en Luister. Hy het vir hulle gesê, 'n saaier het uitgegaan, en saad gesaai, en voëls het gekom. Maar vir hulle sê hy, as iemand die woord, die apostolic mense hier, vir hulle sê hy, dit was saad. Vir hulle sê hy, was die woord. Lees maar, julle het op. Lees. as iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, kom die bose, Sien nie, en hoof, hy het vir hulle gesê, dis voëls.
Vir hulle sê hy is die bose. Ja. Understanding difference. Okay, ek het julle. Okay. Lees maar. Kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So wat beteken wat dit sê is, you can listen to the word, you can sit under the word, but if you do not understand the word, dan kom die birds. Daar is vir die kraal. Dan kom die bose. Daar is vir die kinders van die Here. En hy steel hy woord. Nog voordat hy woord hier, want die hart is te hard. En nou wil ek jou iets leer. Jy kan nie meer ore hoor nie. Want die woord moet in jou hart ingaan. En daarom kan mense nie verander nie. Because, ons het dit mos gehoor. Maar ja, lees ons wat klein, ek wil luister van my vriend. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. My vrou die ding. Heerlik goed dat jy los in die atmosfeer. Paradise skryf van John. En wanneer die struikelblokke nie goed kom, dan kom die bose. Maar hoekom? Die woord het nie gepen word. Amen. En dan question jy natuurlik die Here, waar is die Here? En kom jy met jou emosionele treintjies voor die Here. Waar, Here, hoekom laat jy die dinge toe? Waar is jou wortels? Lees. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die Praat jy nie met verleiding. kormse mense nie? My vrou, praat jy nie met kormse mense nie? Absoluut. Absoluut. Wie het skryf hier? En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy. Dit is die doringmense. Ja. Wat is die definisie van die doringmense? Dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding. Sê vir my langs aan jou doringmens. En wanneer die sorge kom van die lewe, En die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. lees. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra Hallo. en oplewer. As hy wat die hoor en verstaan. Hulle het die woord gehoor, die kraam. Maar sy disciples het die woord gehoor en verstaan. So in all your getting, Understanding. Come on. and weet je wat? Even up to now, you don't know what is faith. Because how can a person knows what is faith en nog steeds backslide? Is dit klaar geweest, my vriend? Is dit klaar? Hoe kan ek as 'n koninkrykskind sê, ek het geloof, maar wanneer die sorge van die lewe jou doring kom, you are fooling yourself. Ouch. In jou eie gedagte. Ek ken dit. Gee jouself 'n punt op grond van my vanaand. Waar staan jou telie? Nie vir my sê.
En jy sien hoe crucial dit is, discipleship. Ja. Ja. Because the mysteries concerning die koninkryk van God word in 'n crown explained. Sure. And you know why God intentionally give them the teaching concerning the kingdom of God and how things work. Because they lay down their life. Die crown het niks omgegee nie. Hulle het hom gesien en agter hom aan geloop. Die disippels het hom gesien en hom gevolg. Hulle lewe neergelê. Petrus het skeide opgegee. Lukas het sy praktisyn of wat hy gepraktiseer het. Matthew het sy tax collector job. Maar die crown. En daarom wil ek vir Joe sê, dis ook mense altyd sien, elke keer wanneer jy in 'n crowd betrokke raak, dan kom die fools. Because when God has called you, He will always set you apart. Ja. Because the mysteries concerning the kingdom of God will not be revealed unto you while you are in the crowd. En weet wat toe ek nog gister history, op wat ek al vertel het, praat die Heilige Gees met my, Clifton, your soul, let go! Because you are holding on to stuff that cause you harm. Ja. En soms hou ek en u vas aan crown, klikkies, mense. Maar jy gesien, jy het nog nie gegroei in die klikkie. Ek praat. Jy het nog nie gegroei in die groepie nie. Because when God wants to elevate you, He will never elevate you among people. Hy soek jou daar by David, daar by die bosse, even toe die fees gekoor is, toe dink jy David was out of place, dink jy David was misplaced, dink jy David was oor die kop gekyk, David was op die regte plek, een kant. Amen. Prys die naam van die Here. Soms is hy en ek en jy van een kant wees. Ek sê vir jou, die dinge gaan nie gebeur, maar by die crowd, hulle moet wag vir Joe, wat een kant is. Set apart. Because the mysteries of the kingdom of God is not for the crowd, it's for the disciples. So take comfort when you are in a season of separation. Noem het sommer die kat. Maar ek kan sê, die was aan so in kat die Here. En wanneer jy dink jy is gemisplaced en jy helemaal frequent van al die manne aan binne, staan aan binne, nogal by die profeet. En jy laat jou intimideer van die scenery. Die scenery lyk net reg vir die wêreld. Wat in die oë van God is daar 'n punt mis. Daar's 'n persoon missing. En hy persoon is nie die crown nie. Hy's somewhere een kant alleen. En dis hoekom hy kan skryf in sy een kant. The Lord is my shepherd. Nou as hy dit vir hulle hier binne kom sê, maar hulle by hom weet, waar kom jy aan die? There's a season where God is putting you in relationships. And then there's a season when it's time for you, where God elevates you. Yes. He will separate you. Moenie die season van jou separation. En in jou season van separation word jy oor die kop gekyk. Veracht. Verlede. But that is emotional. That is die vleestelike scenery. But in die spiritual, die ander dimensie. Dis wat ek vir julle gesê, daar's twee soorte van conversations hier. Dis 'n conversation met die crowd en dis 'n conversation met die disciples.
En hulle hoor en hulle hoor nie, but die hoor en ontvang en understand die mysteries concerning die koninkryk van God. So wanneer ek misgekyk word, moenie laat my emotions my doodmaak en kill nie. Because dis hoe ons is. Hulle sien mos in my nie. God wil nie hê hulle moet jou sien nie, because die season wanneer jy nie gesien word nie, is die season wat God jou wegsteek. En miskien verstaan jy nie wat ek vanaand sê nie, but you can be among people, but when it's your season where He hides you, you will be among them, but they won't see you. Hulle gaan nie so nooi nie, but that's fine, because I'm in my season of separation. Season of separation. En die mooie ding, when you are in your separation, when you are set apart, God will send the prophet. Ja. Nou, die is die mind-blowingste ding, dat wanneer jy geroep word deur die profeet van die Here. Oh, Jesus. Samuel sê, as nog een, Ja. totdat jy nie solo ran nie, Ha. kan die Here jou nie roep nie. Ay. Julle my nie so. Maar is jy nou lief vir die? Nou net. Ek kan nou net. Jy nie alleen kom nie. Totdat jy nie alleen gaan wees nie. Totdat jy nie op 'n alleen plek gaan kom nie. God die jou saam. Come on. Ai, Here Jesus. It is the cut. So, wat was verkeerd in ons understanding? Ons wil in die groep wees. Ja. Amen. Want to be accepted. Ons wil hê die Here moet die diepte Ah. want die mense praat diep. Ja. Is daar iemand hier wat ek graag hier wil gehad het wat hier is nie? Die mense praat diep, maar hulle is nie diep nie. Come on. Want die diepte waarvan hulle praat is wat hulle gehoor het. As jy aan hulle reveal nie. En nou raak ons fanaties, omdat ons hoor, Kosie en Sina, maar hulle is diep, nee? Hey, hulle praat diep. Omdat hulle diep goed gehoor het, en nie diep goed aan hulle geopenbaar is nie. Hulle speel in die vlakwater. Dis hoekom hulle moet tussen die crowd is om te kan record wat sê die crowd. Jesus. Because ons moet sê wat is die inding. Maar hulle kan nie alleen kom nie, hulle kan nie set apart, because hulle het nog nie die mysteries van die koninkryk accept nie. Ja. So die koninkryk kan nie aan hulle reveal nie. My God. Sê af in my lands, ek soek toch nie meer prijsie. Sê maar waarom die? Wat dan met conversa? Oké. Eindelijk is ek klaar, ek het nie vanavond een baie lang vir u nie. Ek wil net vanavond vir u info gegee oor die benefit, the benefits Ja. of the kingdom of God. Yes. The benefit of being a disciple. When you are a disciple, God is obligated to give you the mysteries concerning that kingdom. Because where He go, you go. As jy met my, moenie jou nou hier langs die pad laat intimideer van Piet, is te koud woensdag aand nie. Dit reën en, jy praat soos die crowd se mense. Wat as jy soos 'n disciple is, hey, summer and winter, springtime and harvest. Ek is klaar, ek wil net, nee, ek wil die op hê, ek wil net vir u iets sê concerning Luke 4, verse 19, yeah? King James Version. When you have received the kingdom of God,
Remember, I told you the Bible says that these signs will follow you. These signs will follow you. These signs. These signs. So you don't have to look for signs. Follow you. And it's only blind people who ask for a sign. But these signs will follow you. Okay, let's go into the text. I've got 20, 15, 10, 5 minutes. Luke 14 verse 18. No, man. Not these signs, my friend. These signs. Luke 4 verse number 19. Luke 4 verse number 19 by my say, to preach the acceptable year of the Lord. Okay, now there's no verse 18. No, but that's King James. That's King James, no. Yeah. The Spirit of Now, the Lord. beloveds, I want you to listen very carefully because I want to reveal a mystery of the kingdom unto you tonight. That it will transform you, it will change you. And how you perceive things, it will give you now clarity. Because ek dink somehow was lekker gevoel. This one. The Spirit of the Lord is upon me. And you know this verse? Okay. Ja, net toe maak nie nee. Because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. So the gospel must be preached to the poor. He hath The gospel must be preached to the poor. The gospel must be no other form. They must be preached. Which means there is power in this good news, preaching the good news. That it will change the condition of the poor. The gospel must be preached. If we use another method, we lose the power of the good news. Amen. Okay, there's one. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. Okay, you can stop there. I explained to you the other Wednesday night that Jesus or Sunday, Jesus never teach his disciples how to do deliverance. He never teaches his disciple how to do healing because these signs, Follow you. when you preach the gospel of the kingdom of God. Absolutely. Now read that verse now again, my lovely wifey. He hath sent me Nee, net die een wat jy nou opgehou het. to heal the brokenhearted, to preach deliverance To the what? captives. To preach deliverance to the captives. Not to demonstrate deliverance. Okay. That scripture says that whenever the message of the kingdom of God is preached, deliverance will happen. Yeah. To preach deliverance. To preach deliverance. Yes. So it will happen. Tonight you are in a good space. Because you've got the key Yes. to the kingdom of God. Amen. Amen. Yes. If I want to see deliverance, I better preach the gospel of the kingdom of God. It's not a teaching, Yeah. it's a preaching. Yeah. But the preaching must be. Good news. No, cannot be the gospel. The gospel of what? What kingdom? Kingdom of God. Ja, maak goed volledig, man. Then these signs Yeah. Follow you. Yes. follow. Yes. So whenever you see the manifestation of deliverance, it's because you preach the gospel Of the kingdom of God. And another thing is,
deliverance is not so much in casting out demons, Yeah. because the first and foremost deliverance, what must happen to you, is in your mind. Amen. Amen. Die kettinge wat hulle van sing en waarvan ons praat, waarmee jy geboei is nie om jou bene nie. Die tronk waarin jy praat, to preach the gospel to those who are in bondage. Mind. And you are looking for signs. Er is nog nooit iemand die gesit en gesê, ja, terwyl apostel nou so preek, ja, nou verstaan ek ons. But is the gospel not about getting understanding? Deliverance. That's right. That's right. Het die liggie? Deliverance. That's right. Yes. En nou kan ons nie eers in 'n space 'n oomblik vat om vir die Here te prys for my deliverance, because ek is geleer deliverance moet 'n manifestasie wees. Val. Omval. Yes. To preach deliverance. Yes. Yes. Dankie, Here. Here, dankie. He has called us out of darkness, This marvelous life. deliverance. Sure. Toe hy Moses stuur om die Israeliete uit Egipte deliverance, het daar 'n duiwel gemanifesteer. Deliverance. Liberation. So now that you have the understanding, you can celebrate. Amen. I'm free. Yes. Amen. Yes. Because die kettinge wat die mense van preek en die bondages en die tronke Yes. is alles Yeah. in die mind. So voor ek afsluit, het ek net 2 goedjies neergepen. Understanding. Understanding is more important than wisdom and knowledge. Because wat help met jou, jy het knowledge. Die understanding. Wat baat dit, jy het wat knowledge, jy my verstaan. Dan is dit soos die mense hulle hoor. Yeah. Yes. Hulle Yes. hoor. Yeah. Heel intelligente boodskap. Is dit miskien waar ons is, ons hoor, Yes. omdat ons nie verstaan. Knowledge is all about information. En die ding wat ek gesien het in Koring is, because God has blessed me met baie information, sit die mense onder my preek en gather information en gaan uit die kerk uit, los die kerk en ring net met information. Maar wanneer hulle in die midst van die chaos kry, kan die information hulle nie red nie, because hulle het information without understanding. Yeah. En soos Fred Winners 'n gekwalifiseerde chef, hy het die understanding with alle information. Yes. Ek sal nou as hy pan braai, brand, dan gooi ek nou sommer goed in haar, want hy gaan sê, wow, om daai te counter, maak so, because he's got the information and understanding. Yeah. Understanding is how you comprehend. Wat is comprehend in Afrikaans? Verstaan. Verstaan, ontvang, begrip. Understand. Hoe ek dit verstaan. Maar kan jy sien die 2 levels van understanding by die crowd? Because hulle verstaan die story. But die disciple verstaan die mystery.
Dis hoekom maar altyd konflik in die kerk is, because disciples wat onder die rules en die principles van die kingdom beweeg, gaan altyd die mysteries van praat, terwyl die crowd mense oor die storie gaan praat. Ja, Jesus het daarvan bygeloof, en toe maak hy die blinde man gesond. Maar die disciple gaan sê, but concerning die koninkryk van God is Jesus gestuur in Lukas 4 vers 18 om die verlamdes, they will reveal the mystery behind. Ja. Dis goed. En dit bring 'n bietjie twist Ja. in die kerk. Because hulle gaan sê, jy hou altyd. Ken alles. Mas know it all. Must know it all. Wisdom is the application of knowledge. Wisdom is the application wat ek toepas. So, 3 dinge moet ons nog vandag vasmaak voor ek afsluit. Do we have understanding? Do we have knowledge? And do we have understanding? Do we have wisdom? Wisdom, ek pas aan nie die goed toe nie. Die synonym for wisdom is a fool. Foolishness. A fool is somebody who knows. But still. Ken jy die 5 verstandiges en die 5 dwaasers? Die dwaase, die foolish one, is die een wat weet wat om te doen. En het nog steeds nie doen nie. Dit is foolish. As jy hier sit, luister na die information, gathering knowledge now, en nie die wisdom apply nie, beteken dit is 'n fool. En wat hy doen met die crowd, hy gaan daai knowledge, wisdom, understanding, gaan hy afval. Kan ek my laaste illustrasie doen? Die disciple, die Israeliete kom by die berg, Here, en loop al om die berg. En ek het dit al vir u verduidelik, maar dat ek net vir u in konteks plaas, dat u kan sien wat maak understanding, wisdom and knowledge as dit van jou weggevat word. Because hy sê, ek gaan even dit van hulle wegvat, en ek wil jou wys in die teks, hoe vat God knowledge, understanding en wisdom weg van hulle, en hulle dwaal om die berg. En die Here sê vir hulle, vir Moses, julle het nou vir te lang rondom die berg gedwaal. Okay, gedwaal, ons dan gedink ons loop vorentoe. Kon Aaron dan nie sien? Kon Aaron nie vir Moses sê, leader, my leader? Dat was last jaar hier. Kon Miriam, because die was sy profete, nie vir hom gesê het, Pastor Moses, ek dink, wat kan Moses homself ook nie gesien het? Dat is al die 20ste jaar, dat ons om hierdie berg loop. Die Bybel sê, God het gesê, God gaan van hy geslag ontsla raak. Nee, wat het hy gedoen? Hy het hulle knowledge gevat, hy het hulle wisdom gevat, en hy het hulle understanding gevat, en hy het van self dood gegaan. Wat sê die apostel vandaag? Met al die information, waar jy hiermee sit, if you do not apply the wisdom, it will be taken from you. Nou dat jy nie in 'n stryd is nie, verstaan my gewoon mooi. Jy weet, die hele vraag stel, die antwoord stel, van wat maak mense in die storm is nie. Nee, die hele antwoord stel, wat maak mense as 'n mens in die storm is. Nee, maar jy is nog nie in die storm nie. Hoekom kan jy nie dit apply wanneer jy in die storm is? Wat ek wil maak, it's information that you have the knowledge of. Hulle het dood gegaan. En God het
Information of what? Wisdom Ja. and understanding. Even vir die pastoor op van die kerk, because Moses kon ons gesien het, Here, die bosie lyk ons bekend. Ja, man. Wat dan laag? Wat soos ek gister hier nie? Vir 40 jaar. Is dit nie miskien wat nou tans met jou gebeur het? Want dit is ook al nou maar, ja, as jy ook kom kry. But they say, you have the wisdom. You say you have the knowledge. You say you have the understanding. So what's the application? Mag die Here ons veraan, ja. Dis weet jy, die is ernstig. Ja. Hoekom gaan die kinders van die Here dood, sê die Bybel? Knowledge. Our people perish due to lack of knowledge. Indien hulle lewe, maar hulle lewe ook nie. Ja. Okay, ek weet Yes. jou. Yes. Sure. Dood. Hulle is hier, Ja. maar hulle is ook nie. Hulle hoor. Daarom is die message van die koninkryk van God so belangrik vir jou. That you can't come to church anymore. Yes. Sitting here, True. listening to me. True, Apostle. Daar is 'n purpose van God in jou lewe. En jy moet dit besoek. Die erns vir my in die storie van hulle sterwe in die woestyn is dat die Here aans van hulle weggevat het, alhoewel hulle beweeg het. Hulle kon nie onderskei nie. Ja. Yes. Hulle intellek is weg. Hulle understanding is gevat. Is soos letterlik so zombies wat loop, maar ons weet nie of ons vorentoe of agtertoe loop nie. En toe na 40 jaar sê God vir Moses, "Oh, nou praat God met hom." En sê kyk jy, hulle het gedwaal. Kan dit wees? Het niemand dat gesien? Ons dink ons het geloof. Ter afsluiting. Hulle sê apostels net 6 keer. Dis my 5de keer. Die skrif sê, en dis nou my conclusie. Die skrif sê, toe die woord uit, toe die saad gesaai is, toe kom hy voor ons. Hy sê, toe die woord uitgaan, toe kom hy. Die woord was die woord van die koninkryk van God. Ek het jou nou lekker pak gegee en 'n paar houe gegee en ek jou bekommerd gemaak. Nou moet ek jou nou weer optel, dat jy nou net weet jou standplek kom. Yes. Whatever die koninkryk van God verkondig word, is die vryheid. Ja. Amen. Amen. Ja. Thank you, Lord. As jy die vryheid in jou lewe beleef, Oh, thank you, Lord. weet dat jy sit onder 'n koninkryksboodskap. Amen. Because sy missie is nie om healing dood te maak en deliverance dood te maak nie. Sy missie is om die boodskap van die koninkryk van God te stop. Ja. Ja. Because hoe meer mense dit ontvang, hoe groter raak die koninkryk van God. So as jy tans beleef dat die evil one is net altyd teenwoordig, dan moet jy weet, jy sit onder die boodskap van die koninkryk van God. Hy volgens het gekom toe al deliverance services, hy volgens het gekom toe al healing services, hy volgens het gekom toe die message of the kingdom of God to en as hy vyand sien, wees bly dat wat ek ontvang, wat ek inneem, is die koninkryk van God. So sê vir iemand anders aan jou, hold on. Terwyl jy staan op, en tik jy op die skouer, dan sê jy, hold on, you are in the kingdom of God. You are sitting in the message of the kingdom of God. You are listening to the kingdom of God. Amen. Kom bid vir ons nou Sondag. Moenie daar afsit nie. En die mense ook sê, kom bid vir ons.
Voor de eenzaam langs aan jou, hij heeft het gemaakt vanuit die familie achter. Jullie wil nou zeker niet, ik moet uitdakken, hè. Here, baie dankie. Heer, baie dankie dat ons onder die boodskap sit van die koninkryk van God. Baie dankie, Here Jesus, dat ons vanaand een understanding kan beweeg. Dankie dat ons nie knowledge het nie, dat ons nie information het nie, Here. Maar dit wat ons gekry het, Here, dat ons dit sal toepas in die naam van Jesus. Baie dankie dat ek vanaand so excited kan wees en ek weet, Here Jesus, my sisters en my broers is vanaand net so excited, Here, to go and spread the word of the kingdom of God. Lord Jesus, I pray, Father, that you will shake our foundations, that the hunger that is within us, Father God, will be a hunger to go and spread the message of the kingdom of God. Lord, I thank you, Lord Jesus, that you have equipped us over the last couple of weeks, Father, so that we can run into the community, so that we can run to the poor, so that we can run to the broken, so that we can run to the captives, Father God, to go and spread the message of the kingdom of God. Thank you that you are raising us up, Father God, as apostolic sons and apostolic daughters, so that we can stand, Father God, on this message of the kingdom. Thank you, Father God, Lord, that our minds are captive and captivated, Father God, by the message of the kingdom of God. Lord, I thank you that we will no longer, Father God, will we go around the mountain, Father, but we will have the understanding to stand on that which you have called us, Father God. Thank you, Father God, as we go throughout this week, every person that we will come into contact with, thank you that you are opening the portals of heaven, that heaven and earth will touch, Father God, and we'll be able, Father God, to have no resistance when we come in contact with your people. In Jesus' name, thank you that every word that proceeds out of our mouths, Father, will be such a powerful word, Father, because it's the gospel of God, the gospel of the kingdom, that it will penetrate and will release your people in the name of Jesus. Thank you for deliverance. Thank you that these signs will follow us as we go out of this house tonight, Lord Jesus, that your signs, Father, will follow us wherever we go. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each and every